Almal baie hartlik welkom weer by Kuier om die Woord. En jy ook baie welkom hoor. Ons het daarom nou vandag 'n dag waar dit so bietjie minder reën. Snaaks sal sê in die Vrystaat nou sal sê, dit moet nou 'n bietjie minder reën. Gewoonlik is dit, dit moet reën, maar ons kry so baie reën die laaste tyd, is amper nie meer die ou Vrystaat nie. Voel vir my ons is nou iewers in die Kaap of by die kus, of daar in die tropiese gebiede. Ja, Durban seker. En alles groei, jy kan hoor hoe groei die gras. Myne staan so. Dan hoog. Ja. Ja, dit is nog net 'n bootjie gehaal, dus ek afval, sê dan met die gras uit, dan sê ouma, dis te nat. Jy kan nie. Ja, nou kan 'n mens ook nie gras sny, veral as jy elektriese gras sny, is dit nat. Pastoor Memphie begin vir ons lees vir hoofstuk 3 van Jesaja. Hoofstuk 3. Want kyk, die Here van die leerskare sal uit Jerusalem en uit Judea wegneem die stut en die steun. Elke stut van brood en elke stut van water. Nou, dis baie mooi poëtiese taal. Johan, ek dink jy sal nie graag wil hê iemand met jou stut wegneem nie, né? Ja. Nou, ek het nou onlangs ook so met 2 stutte moes loop, toe my knie opgepak het. En ek sal vir jou sê, jy kan nie nêrens kom. Jy kan nie, daar in die huis het ek probeer, dan loop ek so teen die muur af, so met die been. Julle almal sal weet. So jy het 'n stut nodig. So 'n struktuur nodig. Dan vat dit 'n bietjie weier in jou hele lewe, het jy struktuur nodig om te kan sterk staan in die lewe. Nou sê die Here hierso, ek sal julle stut, julle steen wegneem, elke stut van brood en elke stut van water. Nou, hoekom gebeur al hierdie dinge met hierdie mense? Is dit met die Here nou weer snaaks wees met hulle, of hulle, is hulle wat dit oor hulle self bring? Ek wil hierdie stelling baie duidelik maak vanmôre. Hulle bring dit oor hulle self, hierdie volk, wat hoereer agter ander afgode aan, wat wegbeweeg van die wet van die Here wat liefde is. Nou die hele wet, die 10 gebooie, wat ons so goed ken. Eerste helfte gaan oor liefde vir God, tweede helfte liefde vir mekaar. So, wanneer jy uit die beeld of liefde van die Vader uitbeweeg, want jy is geskapen na sy beeld en sy gelykenis, sy natuur is liefde, jy ook, dan is jou stut weg. Jou struktuur is weg. Alles gaan skeefloop. Hallo julle. Dis waarom dit so goed is om die woord te kan vat, die woord te kan koester, die woord te kan omhels, want die woord is ons stut, en die woord is Jesus. Sê amen. Ok, die held. Wat hy hiervan praat, is, daar sal geen kos wees nie, en daar sal geen water wees nie. So met ander woorde, Want die stut is weg. want die landerye sal nie bewerk word nie, en daar sal nie damme wees Jy nie. kan duidelik sien, wysheid is weg, Ja, hulle tree alles dom is op. weg. Ja, En as jy nou aangaan, dan sien jy hierso, vers 2, lees vir ons vers 2. ek sal nou vers 2 lees. Ek gaan net gou skiep na vers 4 toe, waar jy sien wat kinders aan die hoof van huishoudings is, want die groot mense is ook weg. Jy weet? Ja, en ons sien baie keer in ons kulture vandag, verskillende volkgroepe hier in ons land, Yes. sien ons dat die kinders regeer eintlik die huishouding. Dit is asof daar nie 'n pa is en ma is nie. Ja. Hulle is alwesig. Baie huishoudings is daar nie 'n struktuur nie. Daar is nie gesag nie. Nee, daar is nie. Die kinders doen net wat hulle wil. En die kinders naderhand het geen keuse nie. Hulle moet opstaan, hulle moet probeer die stut wees. Ja. Vers 2. Die held en die krygsman, die regter, die profeet, die waarsêer en die oudste. Nou ek dink hierdie waarsêer klink nou vir ons vreeslik as ons praat vandag van waarsêers, dan bly ons weg van hulle al, want dis nou Ek dink hy praat eerder van Christus, maar ek dink in profete. hierdie geval is dit meer profeties, ja. So hier sien ons duidelik die held en die krygsman. So daar's geen orde in die polisie nie, daar's geen orde in die weermag nie. Daar's nie respek vir hoër gesag nie. Kan julle dit sien? Ek wil vir julle dit sê, as 'n ou nie respek het, ontzag het vir die Here nie, gaan jy ook nie respek hê vir gesag wat die Here aangestel het nie. En nou, ek het hier 'n paar in 1 Petrus 2, vers 13. Kan pastoor Memphie vir ons lees. 1 Petrus 2 vers 13. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening
ter wille van die Here. Luister nou mooi. Of dit die koning is, Kan ek net iets sê? Ons hou dalk nie van die politieke partye wat in beheer is nie. Maar die Here gee vir ons hier wysheid. Die Here sê respekteer, want een van die 10 gebooie is eer jou vader En jou moeder. Ja. Nou vader en moeder sluit in gesagsstrukture, kan julle dit sien? Dit geld ook mense wat aangestel is. Al hou jy nie van hulle politiek nie, al hou jy nie van hulle nie. Daar moet by ons altyd respek wees vir gesagsposisies. Nou moet jy dit verder lees, pastoor Mimpie. of dit nou die koning is as opperheer of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Gaan maar aan. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye So wat sê sal goed bring. doen hier? Die goed doen hier is, al stem jy nie saam met die ouens wat daar in beheer is nie, maar jy gaan jou knie buig en jy gaan vir almal wys die vrugte wat jy dra. Jy het respek vir gesag, want hulle gesag wat hulle het is nie hulle sinne nie. Dit kom in eerste plek van die Here af. Dis die Here. Lees verder. As vrye mense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. Diensknegte wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Maar dit gaan nie oor die persoon nie. Dit gaan nie oor hulle foute nie, dit gaan oor die gesagsposisie. Dis nie oor hulle wat dit gaan nie, dit gaan oor die Here het die gesag daar gestel. En daarom gaan ons wetsgehoorsame burgers wees en ons tree so op. Ons het nie nodig om saam te stem nie, en wanneer verkiesingsdag kom, dan trek jy jou kruis in elk geval waar jy wil. Dan kies jy 'n nuwe en die Here sal slegte leierskap afsit. Dit is ook skriftuurlik bewys. Okay. Ja, dankie pastoor Mimpie. Jy wou iets anders daar sê. Nee, ek wou net gesê, daar is geen gesag as dit nie deur God gegee is. Presies. Dit staan, ek het dit net gou gesoek, Ja. maar kry dit nie. So, wat ons moet doen is, daar's 'n ander skrif, ek dink is in Timoteus, of waar is Ek dit? soek hom nou hier. Wat hy sê, bid vir almal wat in gesag is. Ja. Bid vir die konings. Hierso, Ja. is 1 Timoteus 2. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebedes, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. En onthou Paulus, hulle het onder geweldige verdrukking gewees, reeds deur die gesag, van alle kante af, eers uit die Jode, wat hulle Joodse gesagstrukture wat hulle vervolg het, en natuurlik ook die Jode het die Romeine gesag, want die Joodse gesag was so half onder die Romeinse gesag, en dan hits hulle die Romeinse gesag aan om die Christene nog meer te vervolg. Dis wat hulle met Jesus gedoen het. So hulle kon nie Jesus self doodmaak en kruisig nie, hulle moes na die Romeinse keiser toe gaan, en by hom toestemming kry. Wat was sy? Pilatus, Pontius Pilatus, onthou julle dit? En uiteindelik moes hy sy hande in onskuld was, hy vind geen skuld in hierdie man nie, maar hulle skree, kruisig hom, kruisig hom. Dis sê ek het geen skuld aan sy bloed nie, sê laat sy bloed op ons neerkom, op ons en ons kinders, en hy het dit nie uiteindelik, met die groot oordeel in 70 na Christus, toe 1,1 miljoen Jode omgekom het, wat ongelowig was nie. Ok, vers 3, né, waar is ons nou? Jesaja 3 vers 3. 3. En die owerste oor 50, en die aansienlike en die raadsman, en die knap ambagsman, en die ervare besweerder. En ek sal seuns hulle vorste maak, en moedswilliges sal oor hulle heers. So dit is wat gebeur as ons nie respek het vir ons Hemelse Vader nie, en ons eer nie die gesag wat hy oor ons gesit het ter wille van hom nie, dan begin die kinders naderhand regeer en die moedswilliges. Ek sien daar's baie keer in die politiek 'n klomp moedswillige mense, en mense voel, ek is nou moeg vir hierdie moedswilliges. Maar wat kan ons doen? Ons moet die Here eer, hom eers stel, hy sal afsit en aanstel. Ons moet net vertroue hê in die Here. Vers 5. En die mense sal
mekaar verdruk. Man teen man en die een teen die ander. Weet julle, hoekom sal hierdie gebeur? Jy moet nou mooi onthou, as daar nie meer kos is nie. Kom ons sê, alle kos verdwyn. Wat gaan die mense doen wat arm is, wat niks het om te eet nie? Hulle gaan oral instorm en hulle gaan vat. Hulle gaan loot. Ja, wanneer gesag begin verkrummel, omdat daar nie respek is vir gesag nie, en die verkeerde mense begin nader. Kyk in Afrika wat gebeur nou. In die Afrika lande, oral. In ons land self kry ons nou dieselfde dinge wat gebeur. Omdat daar nie 'n sterk leier is met sterk gesag nie, begin die bendes, kry jy naam bendes, wat oorneem. Nou in die Afrika lande hierbo meer noord van ons, voer hulle oorlog teen mekaar. Die bendes beheer nou die land. Dis burgeroorlog of burgeroorlog. Nou hierdie verwys na Israel. Nou Israel in die tyd van Jesus het dit voorspel. En hierdie verwys in 'n mate ook simbolies daarna. Jesus sê, hierdie geslag, dis die geslag van sy disippels, 40 jaar is 'n geslag, sal nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur en dan praat hy van die groot verdrukking, van oorlog, gerugte van oorlog, en as 'n mens die geskiedkundige boek gaan lees van Josefus verhaal, dan sien jy hoe die Jode self burgeroorlog teen mekaar gehad, siviele oorlog. Hulle het mekaar uitgeroei basies. En dis juist toe die Romeine toetree, toe hulle sien hierdie ouens is nie in eenheid nie, toe kom val hulle in, en uiteindelik het die Romeine die oorhand gekry, die mure van Jerusalem verwoes, die tempel verwoes in 70 na Christus. Alles omdat Israel hulle God verwerp het. Hier kom die Seun van God, hy kom vertoon die hemelse Vader. Wat doen hulle met hom? Hulle vermoor hom, hulle kruisig hom. Mense, dis wat gebeur met 'n land wat nie die Here respekteer en eer nie. Kom, laat ons dit doen. Want Jakobus praat van waar kom oorloë vandaan? Kom van julle self af. Begin in die huishoudings. Ons begin daar. Jy sien, as die Here nie nommer 1 is, die gesagposisie in die huishouding nie, en die man en die vrou eer die Here nie, dan gaan die kinders dit ook nie doen nie. Ons ma's en pa's moet vir die kinders wys dat God is eerste in ons huis. En hoe doen ons dit? Ons is deel van sy gemeente. Ons is getrou in sy gemeente. Ons gee vir die kinders 'n voorbeeld van getrouheid. Sê amen. Stel hom eerste. So ek wil met al die ouers praat, en almal wat sukkel, en julle sukkel met tieners, en julle kinders ruk hand uit. Mense, jy moet maar net vir jouself kwaad wees. Begin die Here dien, begin die Here aanhang. Plaas hom eerste in jou lewe, plaas sy woord eerste in jou lewe, sy gemeente. Wees getrou, wees deel daarvan. En dan gaan jy sien hoe jou kinders gaan begin luister. Stel vir hulle 'n voorbeeld. Sê amen. Moenie daar sit soos 'n sleg ding op die bank en jy wil net TV kyk van die môre tot die aand nie. Jy gee nie om wat die kinders doen nie. Stel belang in jou kinders. Gee om vir jou kinders. Lees die Bybel, dat hulle kan sien jy lees die Bybel. Hou huisgodsdiens. Kom nou. Laat God altyd eerste wees. Moenie by my kom moan en kla en dan, ek weet nie wat gaan aan nie. Alles ruk hand uit, die kinders doen net wat hulle wil. Ek weet hoekom. Want jy respekteer nie gesag nie. Amen. Ek gaan net hierso in Timoteus lees, want 1 Timoteus 3, hy sê, as iemand 'n opsienersampt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk, maar 'n opsiener is 'n leier, né? Moet dan onberispelik wees. Dis 'n ouderling of 'n diaken, ja. Die man van een vrou, nugter, ingetoe. Wat beteken ingetoe? Met ander woorde, jy's nie all over the show. Hy's ingetoe, met ander woorde, ingetoe vir my is, hy leef in die Vader se teenwoordigheid, hy leef na binne, hy leef van binne na buite, en hy stel daai mooi voorbeeld, né? Ja. Fatsoenlik. Nou, ek weet nou nie of jy fatsoenlik vandag nie. Hoekom, wat's fout? Wel, ek het jou hare mooi gesny, so jou hare is fatsoenlik. Ek weet nie wat beteken die woord fatsoenlik nie. Wel, ek soen jou nie nou nie, want jy het nou iets onderlede. Nee, jy beter Kyk, fatsoenlik, jy vat en jy soen. Jy stop daai storie nou. Ek dink dit is dit nie. Maar gasvry en bekwaam om te onderrig. En dan geen drinker.
Geen vegter. Met ander woorde, jy kry partykeer mense wat net die hele tyd wil beklei Ja, my kyk man. jy, hoe sê hy, word nie dronk van wyn nie, want daarin is losbandigheid, Galasiërs 5, maar word deur die Gees gevul. Word eerder dronk van die Gees, onder die invloed van die Heilige Gees, en dan gaan jy met wysheid optree in jou huisgesin. Ja, Geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie. Jy kry partykeer mense wat vir dae kan stry oor oor die kleinste nonsens. kleinste goedertjies. Geen geldgierige nie. En dan die vers wat ek wil sê is, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? As die ouers hulle staanplek kan inneem, die woord eerste plek stel, hulle vir die kinders sien, hulle ouers het respek vir die Here. En as die ouers uit daardie plek het, dis 'n plek van liefde ook. Dis nie dat die ouers nou die kinders wil doodslaan of verskreeu nie, want dis is nie fatsoenlik nie. Stem julle saam? Maar wanneer jy respek het vir die Here en die kinders sien dit en hulle leer respek vir hulle ouers, dis die grootste nalatenskap wat jy jou kind ooit kan gee, is dat jy hom respek leer. En jou kind moet ook respek leer vir mense wat ouer as hy is. Waar is die ou goeie ou dae in ons nasie, waar ons soveel respek altyd geleer is vir ouer mense? Jy het so mooi opgetree teen ouer mense. Vandag, baie keer sien 'n mens dit glad nie meer nie. So die seuns en die jong mense begin oorneem. Die stitte is weg. Die struktuur het verval. Dan gaan dit sleg met 'n land en met 'n huishouding. Vers 5. En die mense sal mekaar verdruk, man teen man en die een teen die ander. Die seun sal die gryshaard en die veragtelike sal die agbare persoon stormloop. So hulle gee nie eens meer om vir die wet nie. Het jy al gesien in ons dorp byvoorbeeld? Hoe ry die mense deesdae? Daar's geen reëls meer nie. Taxies. Daar word glad nie meer gestop by geen stopstraat nie. 'n Persoon ry sommer so in die 4-rigting stop en dan maak hy so 'n paar U-turns daar. Gee glad nie om nie. Die taxi stop sommer so in die 4-rigting stop en laai is die mense daar. Ja. Daai mense se lewens is in gevaar. Daar is geen wet nie, daar's geen orde nie. Die stit is weg. En ons weet, ons regering ongelukkig. Ons bid vir hulle, ons bid en as hulle nie wil luister nie, gaan die Here hulle verwyder. Daar is geen respek meer vir die regering, want hulle dwing nie respek af nie, want hulle tree disrespekvol op teenoor die mense. Goed, gaan verder. Vers 6. Dan sal 'n man sy broer aangryp in die huis van sy vader en vir hom sê, hey, jy het ten minste 'n baadjie, jy het 'n kleed. Laat jy owerste oor ons wees en laat hierdie ingestorte pynhoop onder jou toesig wees. Die kleed wys ook meer aan die kleed daai tyd gedra het van gesag. Ja. Soos ons vandag as ons in die hof gaan, dan kom die lander ons in, dan hy moet soort van 'n toga, nee. En dan staan al die mense op voor die hofverrigting begin. Maar dan sal hierdie persoon sê, dan sal hy in die dag uitroep en sê, ek kan geen geneesheer wees nie, en in my huis is geen brood en geen kleed nie. Maak my dan nie 'n owerste van die volke nie. Want Jerusalem het gestruikel en Juda het geval. Want hulle tong en hulle dade is teen die Here, om sy oë vol heerlikheid te trotseer. Die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle. Nou weet jy so baie mooi wat hy nou hiermee bedoel nie. Die uitdrukking van hulle gesig. Ek dink seker sy miswillig nie sy verslae gesig. Is dit nie? Of van hulle gesig getuig teen hulle. Of hulle is parmantig. Jy kan mos sien hoe mense se gesigte, ja, boos en hulle is rebels. Ja. Dit aardig dalk. Ja. Kyk party van hierdie politieke partye, hoe gaan hulle aan daar in die politieke wanneer die ouens mos nou saamkom. Dan skreeu hulle mos daarso en niemand kan hoor wie sê wat nie. Hulle is ongeskik. En hulle sonde maak hulle bekend, so Sodom,
sonder om iets weg te steek. Wee oor hulle siel, want hulle doen hulle self kwaad aan. Sê van die regverdige, dat dit met hom goed sal gaan, want die vrug van hulle handelinge sal hulle eet. Hier is so belangrik, né? As jou kop vol is van Jesus Christus, gaan jou mond oorloop van hom, en soos Salomo sê, soos jy dink, so is jy. En jy eet, Salomo sê ook, jy eet, die vrug van jou mond sal jy versadig word uit. So wat jy sê, gaan bepaal, gaan jy versadiging ervaar, oorwinning, of gaan jy dit verloor? Okay. So ons uit ons monde moet altyd kom, ons het respek vir gesag, en ons leer ons kinders om ook respek te hê vir ouer mense en vir gesag. Goed. Vers 11. Wee die goddelose, met hom gaan dit sleg, want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word. Nou weer eens goddeloos, wat is die teenoorgestelde van goddeloos? God vas, God een. Jy's of een met hom, of jy's los van hom. Jy kan besluit. Hoe weet jy is los van die Here, wanneer jy weg is van die woord? Wanneer ons die woord vat, en ons vat die woord wat Jesus is, en ons koester dit, en ons word een daarmee, ons neem dit aan, ons eet dit. Dis mos brood wat jy eet. En wat jy eet word, een met jou. Dis wat nagmaal vir my so mooi maak. Jy vat die brood en die wyn en jy neem dit in. Nou, ek het altyd die grappie gemaak, mense hou nie daarvan as ek dit doen nie. Ek sê altyd vir die mense, okay, julle moet nou kou nou die broodjie, en dan gaan ons, moenie insluk nie. Ons gaan spoegbakkies omstuur, en dan spoeg julle weer die brood uit. Sal dit nagmaal wees? Hoekom eet jy dit? Jy kou dit, jy geniet dit, jy sluk dit in, dit word een met jou. So eintlik is nagmaal 'n eenheidsfees, wat eintlik sê ek is een met die Here. So ek vat sy woord en ek word een met sy woord. En wanneer my mond oopgaan, waar die hart van vol is, of die denke, gedagtes, gemoed van vol is, loop die mond van oor. Daar is hy. Nou, goddeloos is weg van God af. Ons in Christus Jesus wat hom eet, is in een met hom. En ons praat eenheid met hom. Ok, gaan verder. Wie goddeloos is, met hom gaan dit sleg. Want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word. So uit jou sienswyse kom jou werke en jou elende. Dan vers 12, die drywers van my volk is kinders, en vroue heers oor hulle. O my volk, jou leiers is verleiers. Hulle is veronderstel om leiding te gee en respek af te dwing, maar nou wat doen hulle? Hulle aanvaar omkoopgeld. Hulle is verleiers. Hulle sal liewers met die mense van onder hulle is werk en sê, hoorie, ek sal vir jou 'n gunsie doen, maar jy moet vir my 'n gunsie doen. So hulle regeer nie in eerlikheid nie. Hulle het sekere mense wat hulle voorkeur, wat hulle kan omkoop. So verlei die mense eerder om nonsens droog te maak, as wat hulle gesag afdwing. Dis hoe ek het sien, Pastor Mewing. Goed. En die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot 'n dwaalweg gemaak. En die Here staan daar om 'n regstryd te voer. Hy tree op om die volke te vonnis. En Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Wil jy die regte pad loop? Neem Jesus aan, neem die woord aan, luister prediking soos hierdie. En ek wil net sê, hy verwys hierso, die Here staan daar om 'n regstryd te voer. Hy tree op om die volke te vonnis, verwys na Hosea 4:1 toe. Hosea 4:1, wat ek nou gaan lees, hoor die woord van die Here, ook kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Ja. Hulle sweer Af van God af. Ja. en lieg en moor en steel en pleeg oorspel. Hulle breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak. En daarom tree die land en alles wat daarop woon kwyn weg.
en die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja ook die visse van die see kom om. Daar's nie meer 'n habitat nie, daar's nie meer die liefde van die Here wat regeer nie. En ek en jy vandag is die geestelike bome van Galasiërs 5:22. Ons vorm 'n habitat vir die Here. Die Here deur ons 'n habitat vir mense. Dis liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduldigheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing. Amen. Ek weet nie, sulke mense is vir my 'n habitat. Ek gaan graag na mense toe wat so is. Ek vermy mense wat die teenoorgestelde is. Want liefde bring gesag. Dit bring opregtheid, dit bring bedagsaamheid, sensitiwiteit, oplettendheid, omgee vir mekaar. Dis 'n wonderlike atmosfeer. Dit bedwing respek af. Stem julle saam? Okay. Vers 14. Die Here gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, julle het die wingerd afgewy. Wat aan die arme man ontroof is in julle huise. Dan moet ons ook onthou nou, ons lees die hele Bybel in perspektief. En ons moet onthou, terwyl ons Jesaja die profetiese boek lees, alles verwys na wie? Sê gou vir my. Die Jode. Sê Jesus. Okay, Die hele Bybel sien ons voorbeeld en tipe van Jesus. Jesus kom en hy tree op met dieselfde volk. Ja, dit verwys ook na die volk se ontrouheid en sy droogmakerheid. Maar Jesus kom op sy tyd toe hy gekom het in die laaste dae. Hebreërs 1, in die laaste dae het God met hulle gepraat deur sy seun. Onthou hulle het profete doodgemaak en nou gaan hulle sy seun ook doodmaak. En in die laaste dae van wat? Van die ou bedeling. God het nou genoeg gehad. Hy het groot genade, hy het groot vergewingsgesindheid, hy sal baie geduld aan die dag lê, maar daar kom 'n tyd, sê almal 'n tyd, wanneer die streepie getrek word. Okay. En so kom die Here dan met Jesus Christus, sy eie seun, en hy kom tree op, en hulle kruisig hom, maar Jesus het geprofeteer en gesê, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Hy kom in die Jode nasie in, hierdie nasie wat hierdie profeet nou mee hier deel, op die tyd van hulle tyd, wat hulle op hulle ergste was. Die sonde en die nonsens was baie erger as wat selfs Jesaja nou hier, maar Jesaja sien ook 'n bietjie vooruit nou, want hy weet, hy praat van die Messias, wat gaan kom. En Jesus het dit gedoen en hy het die prys betaal, 3 dae kruisoperasie, ons almal daarbey ingetrek, en uiteindelik in 70 na Christus het die groot oordeel losgebars, want Jesus het voorspel, hierdie tempel gaan verwoes word, tempel en sy leierskap gaan tot niet gemaak word. Hierdie slegte leierskap van die volk, nie net die tempelleiers nie, maar ook die regering van die volk daai tyd. En dit het letterlik gebeur en dit is afgehandel. En weet jy wat, nou gaan Israel vandag nog steeds erger en erger voort. Vergewe my heel party. Ek hou nie van oorlog nie en ek hou nie van mense, oorlogsmense wat onskuldige kindertjies en vrouens en ou mense doodmaak nie. En vir my is het so snaaks dat die hele wêreld nie eens vreeslik daaroor praat nie. Hallo, vir al hierdie groot ouens nie. Skus, vergewe my heel party. Dit ruk my in my hart. En moet jou nie self dan 'n volk noem van God as jy sulke goed doen nie. Dis bose leiers. Ek sê vir jou, hulle is vandag nog boser as wat hulle was. Maar prys die Here, meer as 2000 jaar gelede het hulle eienaarskap van die Here beëindig en God het na die heidene beweeg. God het nie na die heidene beweeg omdat sy plan B was nie. Hy het dit die hele tyd altyd geweet. En in Christus Jesus is ons nou almal geroep. Dis nie net meer Jood of Griek nie. Dis nie man of vrou nie, maar ons almal is nou een in Christus. So as ons nou hierdie lees en ons sien hoe hy hulle nou hier beskryf, dan sien ons ook dadelik hoe Jesus dan optree. En Jesus spreek 'n oordeel, veral in Matteus 23, waar hy sê, wee julle fariseërs, julle wat die muggie insluk, hoe sê hy daar? Nee, julle wat die kameel insluk, maar die muggie sien julle nie raak. Hy sê julle maak die buitekant van die skottel skoon, maar die binnekant waar julle is vuil en morsig. Ja. En dan praat hy van die wit gepleisterde. Hy sê dan skep julle die muggie uit, maar julle sluk die kameel in. Dan sê hy julle wit gepleisterde grafte, van buite lyk julle fraai,
maar van binne is hulle vol doodsbeendere. So wie spreek hy so aan? Die leierskap. Die leierskap wat hulle stutte verloor het, wat hulle strukture verloor het. So ons lees nou hier mooi poëtiese taal, maar uiteindelik sien ons die volëinding daarvan in Christus Jesus. Ons kan ons terugkyk vandag met dankbare harte en weet, maar ons kan leer mense uit hierdie mense se foute uit. Kom nou, laat ons leer. Kom ons bring die respek terug in die huishouding. Kom ons manne, ek wil met die manne praat, staan op in julle huise, hou op om so sleg te wees. En vat die woord en word sterk in die woord. Party manne is bang vir hulle vrouens. Shame vir jou. Word sterk in die woord. Sê amen. Party vrouens is bang vir hulle slegte mans. Moenie. Staan op in die woord en as jou man nie dan die huishouding wil regeer met Christus nie, dan doen jy dit. Met krag en met heerlikheid. Hallo julle. Amen. Terwille van die kinders, want die kinders sien jou en die kinders kry weer 'n stut en 'n struktuur in hulle lewe. Amen. En dis die beste nalatenskap wat jy ooit vir jou kind kan nalaat. Amen. Ons is waar. Ek wil net gou iets sê van autoriteit. Nou baie keer sal van hierdie ou tydse manne sal vir jou sê, joh, die vrou van my is glad nie onderdanig aan my. Jy weet, en dis hoekom ek haar so laat swaar kry. Sy is nie onderdanig aan my. Maar autoriteit word nie afgedwing nie. Dit word verdien. Nee. Respek word verdien. Respek word verdien. So, Jesus Christus het vir ons die perfekte voorbeeld gegee in Filippense, waar hy niks geword het nie. En omdat hy niks geword het nie, het God hom verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is. Nee. Ja. En so baie manne sal sê, ja, maar my vrou wil nie vir my luister nie. Maar jy het nie daardie posisie om sleg te sê en wat te doen as jy nie ondergeskik is aan jou hemelse Vader nie, want gesag is bo jou en dan sal die gesag onder jou ook reg wees. Maar dit is 'n hele line of command wat moet reg wees. So onderdanigheid, ja, en ek kry dit baie as ek met mense werk. Weet julle, as ek straatwerk doen, dis elke tweede geval wat jy kom, dan sê hulle, maar hierdie vrou wil nie onderdanig wees aan my nie. En dis die grootste probleem wat ons het. Wel, jy praat nou van respek word nie afgedwing nie, maar presies, dit word verdien. Nou hier is ons in Efesiërs 5 vers 22. Kyk, 'n mens moet altyd die woord teen jou vrou gebruik as sy kan verstaan, hè? Manne, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Maar nou lees hulle net daai een vers. Die vers net voor dit sê, en aan mekaar onderdanig is in vrees van die Here. Ja. En dan nou, luister na die vers net daarna, vers 23. Want die man is die hoof. Dis hoe die man respek nie afdwing nie, maar gerespekteer word en dit word verdien. Want die man is die hoof van die vrou. Nou hoor, hoe? Soos, sê almal soos. Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy, Christus, of die man, is die verlosser van die liggaam of van die vrou. Amen. Hy tree so op, dat die vrou verlossing ervaar in haar lewe. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook aan hulle mans wees. Aan hulle eie mans, let wel, nie enige ander man nie, hulle eie mans. Nou, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos, sê almal soos. Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Jesus het gesterf vir sy bruid, wie ons is. Manne, is jy bereid om so te lewe, dat jou vrou ervaar, dat jy jou lewe gee vir haar. So 'n vrou sal respekteer en respek hê vir so 'n man. Sê amen. Sy sal volg met blydskap. Sy sal met blydskap, want weet jy wat, haar man tree op soos Christus, en hy bring verlossing
Hy bring die stitte en die strukture terug in die huis en dit gaan goed met die kinders en dit gaan goed met die vrou en goed met almal. Maar nou ongelukkig baie manne wil dit nie doen nie. So vrouens, dan het jy die reg. Staan jy dan op en wees jy die leier in daai huis. Dwing jy dan nou maar respek af vir die ou slegte man wat net wil sit en koerant lees of TV kyk en bier suip. Hallo jy. Kom nou. Alraai, waar is ons nou? Vers? Ja, huwelik is 'n interessante ding tussen man en vrou. Dis 'n baie interessante ding. En dis baie kompleks. Nee. En manne is geneig om te dink met hulle koppe. 2 en 2 is 4 en 4 en 4 is 8. En vrou, omdat jy nou die kos vandag gebrand het, sal ek nou vandag mislik wees met jou en bla 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 bla. Wat ek gewoonlik sê is, sy die kos brand. Ja. As ek moenie, dis maar net burn offerings for the Lord. Yes. Dan gaan koop ek maar vir haar ietsie daarby. Notas. Ek doen dit mos, né? Jy doen. Ja. Ja, jy Ja. doen. Okay. Lekker spog ek nou, né? Ja. Maar weet julle wat, ons is nie so oulik in onsself nie, dis Christus. Christus maak ons, dat ons so optree. Okay, en dan vers 16. Verder het die Here gesê, het ek 15 gelees julle? Wat is dit met julle dat julle my volk vertrap en die ellendiges mishandel? Spreek die Here van die leerskare. Verder het die Here gesê, omdat die dogters van Sion trots is en loop met uitgerekte nek Hierdie is goed. en met oë wat lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel. Daarom sal die Here die skedel van die dogter van Sion skurf maak. Dit beteken, hulle gaan alopecia hê, né? Julle weet wat 'n alopecia Nee, genade. is 'n swam of 'n ding wat jou kop Jou aanval. skofveld skurf maak, dan val jou hare Ja, uit. dan val al jou hare uit, dan jy sulke rowe op jou kop. Maar Pastoor Jan, ek dink nou net hierso, Ek hou van hierdie voetringe wat rinkel. ja, Ja. maar onthou nou, hy praat van die vrou. Ja, maar deesdae weet mense ook nie meer baie keer wat's man of vrou nie. Ja, maar hy praat van die siel. Ja, ek dink jy is heeltemal reg. Hy praat hier van die Maar siel, onthou nou ons het julle geleer. wat 'n legende is in sy eie brein. Ja, kyk gees is man in mannelike vorm in die Grieks. Siel denk ek gedags moet vroulik. Gees leer siel, leer vrou. So hierdie is ook 'n voorstelling dan van hoe baie mense se koppe lyk. Jy weet, dit is versier op die verkeerde manier. Nee, ons moet versier wees met Christus in ons sienswyse. Daarom sal die Here die skedel van die dogters van Sion skurf maak, Dis heavy. en die Here sal hulle skaamte ontbloot. Met ander woorde, hulle sal nie eers klere hê om aan te trek nie. In die dag, In die dag sal die Here wegneem die sieraad van die voetringe, alles uiterlike goedjies, alles uiterlike voetringe, die sonnetjies en die die maandjies. maandjies, die oorversiersels, armbande en die sluiers, die hoofversiersels, voetkettingkies en die pronkgordels en die reukflessies en die towermiddels, die vingerringe en die neusringe, Ek weet van baie mense wat so rondloop. die feesklere en die manteltjies en die chalies en die handsakkies, die handspieeltjies en die hemde en die tulbande van die wye mantels. Ek onthou daai tyd toe ons ons broeke gedra het met die bell bottoms. Onmiddellik toe ek dit nou gelees het daai, toe sien ek daai tyd toe, onthou julle daai broeke wat die manne gedra het? Onder is hy so wyd oop gewees. Ja, bottoms. Okay, so ek wil nie hê, dis hoekom ek dit nou genoem het. Is moenie hierdie lees en dink, hy praat hierso van 'n vrou nie. Hierdie is simboliese taal. Simboliese taal, hy praat van mense wat te slim is. Hulle dink hulle is te slim vir die Here. Mense wat so 'n losbandige koptoestand het, eintlik, omdat daar die stitte weggeneem is, daar's nie respek vir gesag nie, of vir die Here nie. En die handspieeltjies en die hemde en die tulpande en die wye mantels. Dan sal daar in plaas van balsemgeur
muffheid wees. Wie julle weet hoe muf is 'n ding so muffere. Ons het nou daar 'n situasie gehad in ons huis. Eendag was dit met die aardappels, né? Die aardappels is so 'n bietjie onder die goed gewees en dan begin hulle mos nou vrot daar. Daai reuk. Ken julle daai reuk? So muf. En jy het nou so pas, daar's 'n klomp eiers wat onder iets was en ons het vergeet eintlik dat dit daar is. Maar ek weet nie met die eiers nie. Ons het sien die eiers wat ons deesdae kry, het soek 'n Muf op. is baie vuil. Dis vol mis. En toe maak ek die fout en toe gaan was ek die eiers. En toe ruik sy En ek Dis sit dit allemaal toe terug in die plastiek eierhouertjie. En toe 3 dae daarna te sien ek loop daar verby en dan gaan ek yskas toe en ry muf, daai muf. Hey. Nou mense, ek wil vir jou dit sê, as jou kop vol nie vol Christus is nie, dan het jy so 'n reuk aan jou. So 'n losbandige reuk, so 'n fluffy reuk. Ja. Maar vol Christus is jy 'n aangename geur vir die mense in jou lewe. Goed. Ons het 'n persoon in ons kerk gehad. Ek sal nie persoon se naam noem nie, maar die skoonma het toe vir die skoonseun 'n naam gegee. En sy het hom nie op sy naam genoem nie. Sy het vir hom gesê ou wurmkop. Dit was eintlik die stiefpa. Ja, ou wurmkop. Ja. Okay. Ja, ek dink nie ons moet sulke goed vir mense sê nooit nie. Ja, nee, dis lelik, né? Ja. En Maar dan wat sal hy daardeur bedoel het, die ou se kop was vol nonsens. ja. Want alles wat hy aanvang was warm. Ja. Dan sal daar in plaas van balsemgeur muffheid wees en in plaas van 'n gordel sommer net 'n tou. Met ander woorde, jy gaan jou broek vasmaak met 'n Dat ek toutjie. kom een Sondag hier aan met sommer 'n tou hier om my broek. Sien van hierdie wat so gooiings, hierdie gooiing toue. Wat met daai ou dinge toue? Ja. En in plaas van gevlegte hare sommer kaalheid, met ander woorde, poenskop. En in plaas van 'n pronkgewaad, 'n roukleed. Ek praat nou meer van die vrou, né? Ja, maar Maar praat ons van weet die nou siel. simbolies van Praat die van die siel, siel. denke, gedagtes, gemoed, ja. En 'n brandmerk in plaas van skoonheid. Nou ek weet nie, julle wat van die plaas af kom, julle weet hoe merk 'n mens beeste, nê? Nee. Julle weet hoe merk 'n mens beeste. Jy het 'n spesifieke met jou voornaam en jou voorletters daarop en bla bla bla, dit moet geregistreer word by die government. Dan brand jy nou die arme. En dan brand jy nou bees die op sy beeste bout. met daai brandyster. En dan spuit jy nou dadelik koue water op. Nou hy sê brandmerk in plaas van skoonheid. Hierdie praat vir my nou nogal heel sterk taal. Dis baie sterk taal. Want wat is mooier as 'n vel wat leliewit is en 'n mooi vel. 'n Mooi vel is tog mooi, nie waar nie? En dan word hy nou gespoil met hierdie brandmerk. En daai brandmerk wat ek hier sien is van die sonde en van die afgode en daai merk gaan nooit af nie. Ja, ons het 'n spreekwoord, hy's gebrandmerk. Ja. 'n persoon wat baie vas is aan 'n sekere idee, sy kop en hy wil nie die Here dien nie en hy stel niks belang wat die woord sê nie. Hy het sy eie opinie, sy eie idee, anders hy is gebrandmerk in sy gedagtes. Hy kan nie anders dink meer nie, hy is geset in sy gedagtes, ja. Jou manne, o Sion, sal deur die swaard val en jou helde in die oorlog. En sy poorte sal klaag en treur en hy sal uitgeskit op die aarde sit. Ek wil hier met sommer hoofstuk 4 ook vir ons deurlees. En in die dag sal 7 vroue een man aangryp en sê, ons sal ons eie brood eet, ons eie klere aantrek. Laat net jou naam oor ons genoem word. Neem tog net ons En smaadheid julle sien die weg. oproep hierson uit hierdie mense, daar's nou 'n honger en is eintlik ook 'n soeke na hierdie verlosser wie Christus Jesus is. En prys die Here, hy het gekom, ons het sy woord vandag, ons het die Heilige Gees in ons, die trooster. En ons is hier vandag om sy liefde en sy mooi lig te laat skyn vir mense. En weet jy wat, mense gaan gryp daarna. Hulle is besig om te gryp daarna. Lees jy vers 2? In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad
en en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. Kan julle sien, hier praat hy nou van vrygeraaktes. Ons nou, wat Jesus aangeneem het, is die vrygeraaktes en vrygespreektes. En wie, gaan jy verder? Ja, ek wil net iets sê van 'n spruit, né? As jy 'n boom uithaal, en jy wil nie meer hierdie boom hê nie, en jy los een worteltjie van die boom, is genoeg vir die boom om weer uit te groei, né? En dit is die hele storie hierso, want hy sê, God het 'n oorblyfseltjie laat oorbly, een spruit, né? Het hy laat oorbly. Ja. Hy het 'n oorblyfseltjie laat oorbly, sodat dit weer kan uitsprei. Toe Jesus opgetree het hulle hom verwerp, maar 'n klein groep het hom aangeneem. Tot vandag toe nog steeds. Meerderheid gaan verwerp, maar 'n klein groepie. Wees jy bly dat jy gekies het om een te wees van daai klein groepie, van die spruit. En in wie in Sion, ons sal nou 'n bietjie haas. Nee, hoekom sal ons haas? Want, ja, ek wil nie haas nie, ek wil graag aanhou. Goed, ons is nou. Ja, ek praat nog steeds oor die spruit. Miskien voel jy op hierdie stadium van die reis iets, maar ek is nie 'n groot boom nie. Ek is net een worteltjie wat oorgebly het. Miskien is jy 'n worteltjie wat oorgebly het in jou familie. Maak nie saak nie. Koester dit loop uit en dit word weer 'n groot Dit boom. word weer 'n groot boom. Dis hoe wonderlik die Here is. En in die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskryf is in Jerusalem. Praat nou van ons in Christus Jesus. As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas het, en die bloedskuld van Jerusalem daaruit weggespoel het, deur die gees van strafgerig en die gees van uitdaging. Weer eens, Matteus 24, Lukas 21 en Markus 13. Jesus praat baie duidelik die woord van hierdie laaste oordeel wat dan reeds voltrek is. Hier is 2000 jaar gelede, sê amen. Kom daar nog oordele? Wel, is volke nie die Here dien nie en hulle beweeg weg van die Here af. Ek glo dit gaan nog steeds vandag nie goed gaan met sulke volke nie. Hulle gaan hulle stitte verloor, hulle strukture en hulle gaan in mekaar tuimel. So, wil almal tog aanmoedig, laat die Here Jesus Christus nommer 1 wees in jou lewe. Kry die respek terug, kry die gesag terug van die Here. Sy heerskappy van liefde in jou lewe. Vers 5. Vers 5 is vir my so mooi. Hy sê, dan skep die Here oor elke woonplek, dwelling place. Jy is sy woonplek. Hy woon in jou. 'n plek van die berg van Sion. Van die berg van Sion en oor sy plekke van samekoms. Onthou die Sinaï is die wet, Sion is Christus. Geloof in Christus vervul die wet nou. Nou is die wet nie op tafels geskrywe nie, kliptafels nie, maar in ons harte. En die wet is liefde. Goed. Wat vir my mooi is hierso, van hierdie verse is, dit praat van jou verhouding wat jy met God het. Jou persoonlike verhouding wat jy met God het. Samekoms. 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme. Ja. Hierdie praat van die Heilige Gees. Yes. Onthou God se heerlikheid was verberg binne in die wolk. En hierdie praat van die wolk wat hulle bedags koelte gegee het, toe hulle deur die woestyn getrek het, en die vuurvlamme in die nag wat vir hulle lig gegee het. Want oor alles wat heerlik is, en ek wil hierso sê, want oor alles wat gees is, sal daar 'n beskutting wees. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skade weer bedags teen die hitte, en 'n skuilplek en 'n toevlug teen die stortbui en teen die reën. Hier dink ek dadelik aan Psalm 91, né? U is my toevlug. En weet jy wat wonderlik is nou, en daarmee sluit ons af,
Waar is die Here nou op hierdie oomblik? Hy is nie ver nie. Hy is binne in ons, en soos wat ons vir Jesus die woord eet, nagmaal, raak ons al meer een daarmee. As ons een is met Jesus, die woord is ons een met die Vader. Hy en die Vader is een, en Jesus se gebed in Johannes 17, Vader, maak hulle een, soos ons een is. Is sy gebed verhoor? Ja, sekerlik. En hoe kry ons dit in? Deur die woord, ons doen nou die woord, ons kuier die woord, om die woord, ons eet die woord, ons het respek vir die woord, ontzag vir die woord, en uiteindelik raak ons kragtig en sterk binne in ons ervaar weer struktuur in ons lewe, en stutte, genoeg stutte, sê amen. Nee. En ons kinders kyk na ons, en hulle sien hoe ons absoluut een is met die Vader, ons dwing respek af, gesag af, die kinders leer, en die kinders kom tot hulle reg weer, en hulle kan gelukkige kinders wees, en eendag wanneer hulle dan heerskappy moet voer, dan doen hulle dit in Christus Jesus liefde. Amen, sluit vir ons af. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons kan die stut wees. Dankie Here dat U maak, dat ons altyd brood in ons mandjies het, Vader. Dat ons altyd manna het, vars brood het om uit te deel, Vader. Dankie Here dat ons altyd die vog van U Gees het, om vir hulle te gee wat dors is, Vader, sodat U volk bedien kan wees, en sodat U volk in die tent van samekoms kan woon, en dat daar 'n wolk van heerlikheid is, waar ons en U saamkom elke dag van ons lewens. Amen. Amen.